Vandag kyk ons na 'n situasie wat nogal uitdagend kan wees. Wat gebeur as jou aansoek vir permanente verblyf in Hongkong afgekeur word en hoe jy kan appeleer? Ons gaan vir jou 'n duidelike padkaart gee. So, jy woon al vir 7 aan die enlopende jare in Hongkong, jy doen aansoek vir 'n permanente verblyf en dan word dit afgekeur. Dit kan jou regtig platslaan, maar moenie bekommerd wees nie. Dis nie die einde van die pad nie. Daar is nog hoop. So, wat doen jy nou? Wel, die volgende stap is 'n appel na 'n spesifieke liggaam wat presies vir hierdie doel opgestel is. Hierdie liggaam is die tribunaal vir die registrasie van persone. Dis letterlik al 'n hele doel om na presies hierdie soort appelle te luister. Dis die amptelike plek waar jou saak weer van vooraf aangehoor kan word. En hier is hulle amptelike kontakbesonderhede, direk vanaf hulle eie korrespondensie. Jy kan die adres en telefoonnommer sien. Dis dalk 'n goeie idee om hierdie inligting iewers veilig te hou. Goed, so kom ons breek hierdie hele ding af. Die proses kan dalk op die oog af 'n bietjie ingewikkeld lyk, maar as ons dit stap vir stap deurgaan, is dit eintlik heel hanteerbaar. Hier is min of meer hoe die tydlyn van jou appel gaan lyk. Dit begin alles by die oomblik wat jy besluit om die besluit te beveg, tot by die finale uitsag. Kom ons kyk na 'n paar van hierdie stappe. Die heel eerste ding wat jy moet doen, is om jou intensie om te appeleer amptelik te maak. Jy doen dit deur 'n geskrewe kennisgewing van appel by die tribunaal in te dien. Dis 'n formele skriftelike proses. Sodra jy jou kennisgewing ingedien het, gaan jy amptelike korrespondensie soos hierdie kry. Hierdie is natuurlik geanonimiseer. Hierin sal jy die presiese sperte en aanwysings kry vir wanneer jy en die regering julle dokumente moet indien. Nou, hierdie stap is baie belangrik. Dis waar jy of jou regsverteenwoordiger al jou argumente en bewyse op die tafel sit. Jou skriftelike betoog is basies jou hele saak op papier. Na al die papierwerk is daar dan gewoonlik 'n mondelinge verhoor, jy weet, waar jy jou saak in persoon kan stel. Na die verhoor neem die tribunaal tyd om alles te oorweeg en jy sal dan op 'n later datum van die beslissing hoor. Goed, kom ons praat oor een van die belangrikste aspekte van hierdie hele proses. Wie moet wat bewys? Dit is 'n kritiese regsbegrip en is baie belangrik dat jy dit verstaan. Hierdie aanhaling kom direk uit die regulasies. Dit praat van die las om te bewys, of wat ons in regsterme die bewyslas noem. So, wat beteken hierdie bewyslas nou eintlik vir jou? So, hier is die ding. Dis nie die tribunaal se werk om te bewys jy het nie die reg op verblyf nie. Dis jou werk om te bewys dat jy wel het. Die verantwoordelikheid lê vierkantig op jou skouers. En dit bring ons by die kern van jou saak. Alles, elke dokument, elke argument moet net een doel hê, om vir die tribunaal te wys dat jy op grond van die feite die reg het om permanent hier te bly. Dis die enigste punt wat jy hoef te bewys. Met al hierdie wetlike dinge, wonder jy seker of jy hulp nodig het. Die antwoord is, jy kan die proses alleen aanpak, maar jy mag ook 'n verteenwoordiger hê. En dit kan 'n groot verskil maak. Kyk, jy kan dit natuurlik alleen aanpak, maar dit beteken jy moet self deur komplekse regsdokumente werk en jou eie argumente formuleer terwyl jy streng sperte nakom. Aan die ander kant, met 'n prokureur kry jy iemand wat die wet en die prosedures ken, wat jou voorleggings professioneel kan voorberei en jou by die verhoor kan verteenwoordig. Sjoe, ons het nou deur heelwat inligting gegaan. Kom ons vat alles gou saam in 'n maklike, duidelike opsomming sodat jy presies weet wat aangaan. Hierdie tabelletjie wys jou presies wat die hoofstappe is en wat van jou verwag word by elkeen. Heel aan die begin dien jy jou kennisgewing in. In die middel versamel jy jou bewyse en by die verhoor bied jy jou saak aan. En onthou altyd daardie sleutelbeginsel. Die bewyslas is jou verantwoordelikheid. So, wat is die belangrikste ding om te onthou? Die appelproses het 'n tydelike struktuur. Ja, die wetlike verantwoordelikheid om jou saak te bewys lê by jou en dis 'n groot verantwoordelikheid, maar daar is 'n padkaart om te volg. Vir spesifieke raad oor jou eie unieke situasie, is dit altyd die beste om professionele regshulp te kry. Hier is 'n kontakadres wat kan help as jy verdere bystand soek.